Goeiemôre, dit is Woensdagoggend, die 11de Februarie die jaar 2026. My naam Dani Gerber en wat se dag is hierdie? Is petroldag, nee? Maak seker my boetie sussie, jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week, nêrens in God se woord staan daar enige iets van 'n kry wat nie. Die Here gaan ons nie rondstoot nie. Hy gaan ons nie abba nie. Hy sê nie vir ons staan daar en wag in die hoekie, ek kom jou later haal nie. Die woord sê volg my. So maak seker jy is ingeskakel by 'n cell meeting, by 'n biduur, gaan kry jou petrol, anders dan gaan jy op fumes hardloop, nee, en dan hardloop jy uit dit uit, en dan is daar probleme, halleluja. Vandag gaan ek en jy 'n bietjie gesels uit God se woord uit, en ek het dit op 'n vorige geleentheid al gesê, hierdie woord, wat ek hier in my hand vashou, kan ek gebruik om jou te stig, om jou te onderrig, om jou hoop te gee, maar ek kan ook hierdie woord gebruik om jou pak slaag te gee. Want jy sien, daar is seëninge en daar is vervloekinge in God se woord. En ek en jy moet net een ding besef, hierdie hele woord is uiteengesit tot weerlegging, tot bemoediging, en dat ek en jy moet dit gebruik, sodat daar gehoorsaamheid uit ons uit kan vloei. Want hierdie woord gaan oor gehoorsaamheid. Is ek en jy gehoorsaam aan God se woord? En wanneer ons gehoorsaam is, dan ontvang jy seëninge. En as jy nie gehoorsaam is nie, dan ontvang jy die vervloekinge wat saam met dit gaan. Maar kom ons gaan lees dit, is 'n baie bekende gedeelte, is in Deuteronomium 28. Dit gaan oor die seëninge en die vervloekinge. Maar ons wil mos net die eerste gedeelte hê. Ons soek daai eerste 14 versies. Mens, ek wil net die seëninge van die Here ontvang. Want die Here sê ons in Jeremia 29 vers 11, ek beplan net vir jou voorspoed en alles wat mooi is en goed. Daar's geen onheil wat op jou pad gaan kom nie. Nee, dit is nie. Daar's dinge wat gaan gebeur, wanneer ek en jy nie in God se wil is nie, dan gebeur daar goed in ons lewe, en dan vra ons altyd, waar is God? Maar hoor 'n bietjie wat sê die woord vir ons hier, so ek gaan so 'n paar gedeeltes deel. Hy sê Jeremia 28, hier vanaf vers 6, hy sê, geseën sal jy wees by jou ingang en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied in jou skure en alles waar jy jou hand aanslaan, en hy sal jou seën in die land wat die Here aan jou God jou sal gee. Die Here sal jou vir hom as 'n heilige volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel. So daar's nou al reeds enetjie gehoorsaamheid. Maar wat gebeur as ek en jy nie in God se weë wandel nie? Nou gaan lees Deuteronomium 28 in jou eie tyd. Ek gaan lees die hele ene, sodat jy kan sien, maar hy sê verder vir ons in vers 15, hy sê, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. En dit is die gedeelte wat ek en jy nie wil hê nie. Hy sê verder in vers 16, vervloek sal jy wees in die stad en vervloek sal jy wees in die veld, vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskorrel, vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Vervloek sal jy wees by jou ingang en vervloek sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring, die verdreiging en alles waar jy jou hand aanslaan wat jy moet doen, totdat jy vertel is en totdat jy gou tot niet gaan vanweë die boosheid van jou handelinge dat jy my verlaat het. Ek en jy, my boetie en sussie, moet weet dat hierdie woord is seëninge, baie mooi seëninge wat die Here vir jou wil gee, maar daar is ook pak slaag wat vir jou wag, as ek en jy nie in God se weë wandel nie. En nou moet ons nie omdraai en sê, maar waar is God? Hoekom het die Here my verlaat nie? Kom ons staan net so 'n bietjie terug en kyk ons net bietjie, waar was ek gewees? God is daar. Hy hou jou, hy wil jou vashou, hy wil jou pad vir jou gelyk maak. Maar as ek en jy uit sy weë uitwandel, dan kom daar goeders oor ons pad. En nou moet ons die Here nie vra maar hoekom en waarom nie. So kom ons gaan doen so 'n bietjie introspeksie, nie? Ons gaan ondersoek onsself so 'n bietjie en kyk, waar is ons met God in hierdie woord? Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here, dankie vir u teenwoordigheid, Here, dankie dat u met ons praat.
Ja, Here, dankie vir u seëninge, maar Here, dankie ook vir pak slaaf wat ons baie keer kan kry. Here, want anders te gaan ons dink, ons is volmaak en ons is goed en daar's niemand goed nie. U is goed en u alleen. Here, help ons en lei ons, laat ons nie vervloekinge sal ontvang nie, maar Here, u seëninge. En dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Woensdag, gaan kry jou petrol, né? Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.